Ek groet julle vriende. In die afgelope paar oordenkings het ons na vrygewigheid gekyk. Ons het gehoor dat vrygewigheid genade is en dat ons met vreugde die opoffering moet maak om vrygewig te wees. Ons moet dit doen omdat Christus vrygewig was om sy lewe te gee sodat ons verlos kan word. Dit maak vrygewigheid 'n belangrike kenmerk van 'n gelowige. Ons het ook gehoor dat dit 'n gelowige se plig is om dit wat hy begin te voltooi. Hy moet dit doen met alle eerlikheid terwyl hy bo verdenking bly en bo alles met die gesindheid dat vrygewigheid liefdeswerk tot eer van die Here is. Vandag sluit ons hierdie reeks oordenkings af deur te vra: wat gebeur wanneer ons vrygewig is? Hierdie vraag word in 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 15 vir ons beantwoord. So kom ons lees hierdie gedeelte saam. Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee, soos hy om in sy hart voorgenem het. Nie met teensing of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe: hy deel uit en gee aan die armes, hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely, en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Die eerste ding wat gebeur is eintlik vanselfsprekend. Wanneer jy vrygewig is, is daar iemand wat ontvang. Daar word in daardie persone se behoeftes voorsien en dit is 'n seën vir hulle. Maar dit is ook 'n seën vir die persoon wat gee. Wanneer jy vrygewig is dit ook tot jou voordeel. Natuurlik is dit nie die rede hoekom 'n mens vrygewig is nie, maar dit is wel die gevolg. Ons hoor in hierdie gedeelte dat God so 'n vrygewige mens liefhet. Ons ontvang dus God se liefde, sy glimlag, wanneer ons vrywillig gee. Ons hoor ook dat God altyd genoeg aan sy kinders gee, sodat hulle vrygewig kan wees. Soos ons reeds gehoor het, beteken vrygewig nie noodwendig groot bedrae geld nie. Dit beteken ook nie dat jy niks vir jouself mag hou nie. Maar dit beteken dat jy gee met die gesindheid. Alles wat ek het, behoort aan die Here en hy sal altyd in al my behoeftes voorsien. Daarom hoef ek nie bang te wees om weg te gee nie. Wanneer jy gee, kry jy baie meer terug. Dit is nie noodwendig geld wat jy terugkry nie, maar vreugde, vrede en dankbaarheid. Dit is geloofsgroei en sekerheid wat jy ontvang. Om te gee is dus nie net 'n seën vir ander nie, dit is ook 'n seën vir jou. En natuurlik, bo alles, het vrygewigheid die gevolg dat God verheerlik word. Wanneer mense vrygewige hulp van gelowiges ontvang, dank hulle die Here. Wanneer ander mense toekyk hoe Christene vrygewig is, sien hulle die evangelie in aksie. Deur dit alles word die Here geprys. Dit skep ook wonderlike geleenthede vir gelowiges om oor hulle geloof te getuig. Daarom, maak die opoffering en wees vrygewig. Volg die Here Jesus se voorbeeld en moenie vashou aan dit wat die Here vir jou gee nie. Deel dit.
Doen dit verantwoordelik en kom jou beloftes na. Sien God se genade in dit alles raak en loof die Here. Loof die Here met jou woorde, jou dade en ook met jou geld. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons loof en prys U vandag. Wanneer ons nadink oor U grootheid en almag, dan besef ons hoe klein en nietig ons as mense is. Wanneer ons nadink oor U regverdigheid, dan besef ons dat ons verdien om deur U gestraf te word. Wanneer ons nadink oor U liefde, dan besef ons hoe groot U liefde is, dat Jesus Christus aan die kruis van Golgotha gesterf het om ons te red. Lei ons met die Heilige Gees, sodat ons sal leef soos mense wat gered is. Dat die kenmerke van nuwe mense al hoe meer in ons lewe gesien sal word, en dat ons tot U eer sal lewe. Leer ons ook om vrygewig te wees tot U eer. Ons dank U vir U sorg in ons lewe, dat ons lewensmiddele het om van te leef, dat ons geleenthede het om te kan werk en besig te kan wees in U skepping. Ons dank U ook vir geestelike seëninge, vir geloof, hoop en liefde, vir medegelowiges en U woord waaruit ons in ons eie taal kan lees en waarna ons kan luister. Ons doen voorbidding vir die regstelsel in ons land, vir ons howe, regters en regslui. Ons vra dat U hulle werk sal seën en dat daar ook reg en geregtigheid in ons land sal geskied. Ons bid al die dinge deur U groot genade alleen. Amen.